Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U lof mag besing. Wat 'n voorreg dat ons U mag eer, dat ons U mag dank, dat ons mag sing van die grootheid, die goedheid, die genade, die barmhartigheid, die liefde, maar ook die oorwinning, die heerskappy en die almag van U heerlikheid, Vader Jahwe. En wanneer ons vanmôre so saamkom as gemeente, dan wil ons harte en ons wese ophef na U, in die erkenning dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. En Vader Jahwe, buite U is daar vir ons niks nie. Ons begin van voor die grondlegging van die wêreld tot ons ewige bestaan is alleenlik in U. En daarom, Vader Jahwe, al die lof, al die eer van ons harte kom U toe, word dan verheerlik ook in ons samesyn, ook in die woord wat ons hanteer. Vader Jahwe, spreek U tot elkeen van ons en mag dit wees dat elkeen van ons die woord hoor in ons lewens en ons harte ook inrig daarvan, sodat U elke dag meer en meer in ons lewens verheerlik kan word. Dankie dat ons dit mag bid en vra in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, U kan gerus sit. Hartlike goeiemôre. 'n Lekkerte om weer 'n bietjie by U in Pretoria te kuier. Dis nou nie elke dag die geval nie, so dis 'n lekkerte. En ek is bly om te sien dit gaan goed met van ons. Van ons gaan dit beter. Daai sekondêre groei is groter by partye as ander, maar die lekkerte is om die kinders te sien, daai groei wanneer hulle groter word. Dis 'n voorreg. En ons dank Jahwe. Dis nou daai stadium waar ons nou voel, ons word al hoe korter en die kinders word al hoe langer, maar dis 'n goeie ding. Ek wil nou nie, as ek nou die oueres onder ons kyk, wil ek nou nie weet hoe gaan ons voel as ek by julle kom nie, maar ons hou maar duim vas, ons kyk wat voor lê. Geliefdes, 'n lekkerte om die woord te vergader. Vanmôre se tema is 'n baie ernstige tema. En dit gaan oor 'n persoonlike handeling in ons lewens en dit spreek elkeen van ons persoonlik aan met die gedagte, ween Jahwe oor jou of verlustig hy hom in jou? Ween Jahwe oor jou of verlustig hy hom in jou? Nou, kom ons blaai vir ons teksgedeelte na Lukas 19 toe. Lukas 19. En ons gaan lees vanaf vers 28 af, maar voordat ons gaan lees, of vanaf vers 29 af, maar voordat ons gaan lees, kan ons net eers opkyk. Ons is in die laaste week van Yeshua se lewe voor sy sterfte en sy opstanding. Hierdie is hy laaste moment, dit begin by die 9de, daardie Saterdag, wanneer hy dan op daai Saterdag is hy in Betanië, hy's daar by Lazarus, Martha en Maria, en daai belangrike gebeurtenis wat gebeur, onthou, rondom Lazarus was daar hierdie geweldige polemiek in daai tyd, want Lazarus was die een wat uit die dood uit opgestaan het, en die woord sê vir ons, baie mense het kom kyk na Lazarus, in so mate dat die owerstes en die fariseërs gesê het, wat moet ons doen om hierdie hele beweging, die geloof in Yeshua te kanselleer, maak vir Lazarus dood. So daar was hierdie geweldige groot aandag wat aan Lazarus gegee is as die getuienis dat Yeshua hom uit die dood uit opgewek het. Wat 'n pragtige beeld sou word wat voorlê van Yeshua wat self uit die dood sou opstaan. Maar voor ons daar kom, hier is Yeshua saam met Martha, Maria, saam met Lazarus, en dan is dit Maria wat daardie duur kosbare narde sal vat en sy salf die voete van Yeshua en sy vee dit met haar hare droog. En dan is amper daai ontsteldes, julle kan onthou wat Judas reageer. Wat reageer Judas? Hierdie kosbare salf kon eerder verkoop geword het en die geld kon aan die armes gegee het. Wat maak jy daarmee, Maria? En Yeshua sê die armes het julle altyd by hulle, maar sy het dit gedoen met watter doel? Met die oog op my sterfde. Want wie is die gesalfde wat moet sterf? Wie is die Messia wat moet sterf? En daar in Maria, wanneer sy Yeshua salf, is dit daai voorbereiding, want julle gaan sien, alles in hierdie laaste week loop op tot die klimaks van sy sterfde. En daarom salf Maria hom, hy is die gesalfde. Nou ons weet, die Bybel praat dan besonderlik ook die salwing van die Heilige Gees, dat hy die volheid van die Heilige Gees ontvang het, maar hierdie was 'n aanduiding, Yeshua self sê self, sy het dit gedoen met die oog op my sterfde.
wat in daai selfde week nog sou plaasvind. Ons lees dit in Johannes 12 vers 7. Nou van daar af, die volgende dag, dis nou die Saterdag, die Sondag die 10de is, nou wil ek gou vir julle vra, wie van julle kan onthou, wat moes op die 10de in Oud-Israel gebeur het, die 10de Abib, moes die Pasgalam afgesonder geword het, goeie werk. Die Pasgalam moes vir 4 dae afgesonder word, ondersoek word, wat mag nie van hom gebreek geword het nie, geen gebreke, geen bene gebreke nie, heeltemal korrek, en op die 10de word hy afgesonder, op die 14de word hy geslag. Op die 10de is dit Yeshua wat Jerusalem ingaan met hierdie triomfanklike blymoedigheid by die volk. Hosanna vir die seun van Dawid, Hosanna vir hom wat kom in die naam van Jahwe, Hosanna vir hom, daai oorwinning, Jahwe red, want dis wat dit beteken, Jahwe red, Jahwe verlos, hier is ons koning, hier is die een wat nou gaan triomfeer en die koninkryk van God begin en ons oorwin. En julle sal sien wat treffend is. Ja, Yeshua laat toe dat hy erken word, want hy is die Messia, hy is die koning van Israel, hy is dit alles, maar in hierdie moment vind daar 'n geweldige hartseer deel plaas, waar Yeshua ween, in hierdie moment. En kyk nou daarvoor wanneer ons dit nou lees, so hier is hierdie opgewondenheid, hier is die Messia by ons, maar daai oomblik van stilte, kom ons lees dan saam vanaf vers 29 af. Lukas 19 vers 29. En toe hy naby Betfage en Betanië kom by die berg van die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie, maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, Jahwe het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die verlos maak, sê die eienaar aan hulle, waarom maak julle die verlos? En hulle antwoord, Jahwe het hom nodig. Toe bring hulle hom na Yeshua toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Yeshua daarop sit, en terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad, en toe hy al nader op die afdraande van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hou nou in gedagte, Yeshua kom van die Olyfberg af, hy gaan daar deur die vallei, dit lê nou voor, maar hy is eers hier teen die Olyfberg, hy sien die stad hier voor hom, oor kan die dal, en hy kom van die Olyfberg, en hulle is opgewonde, hulle dank Jahwe, hulle loof Jahwe, oor al die wonders wat hulle gesien het, wat Yeshua gedoen het. Hy moet die Messia wees, hy moet die seun van God wees, hierdie pragtige openbaring. Ons lees net weer vers 37, en toe hy al naby die afdraande van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. En terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van Jahwe, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Onthou daai eienskap, vrede op aarde, aankondiging van die herders, vrede op aarde en die mense van sy welbehaag. Vrede op aarde, hier kom hy nader, kom hy in vers 38, vers 39. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy sê, ag, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Ons kom nou terug hiernatoe, want daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerk, om jou om te omsingel, en jou alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.
Geliefdes, wat treffend is hierdie opgewondenheid vir die koms van die koning. Maar julle kan onthou, wanneer Jesaja profeteer, dan kondig hy aan die aangename jaar van Jahwe, die jaar van welbehae en die dag van wraak. Die koms van Yeshua gaan altyd gepaard met twee dinge. Die redding van die regverdige, die oordeel van die goddelose. Die koms van Yeshua se eerste koms ook was tot redding van die regverdige, maar ook tot 'n geweldige oordeel wat u goed ken. Maar bly nou by my vir 'n oomblik. Wanneer Yeshua hier kom en hy sê, want jy weet nie wat tot jou vrede dien nie. Hy sê dit so mooi daar in vers 44. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En dan vers 42 en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Hoor graad vraag, wie het dit vir hulle oë bedek? Wie het gemaak dat hulle dit nie kan sien nie? Jahwe self. Hier is Jerusalem, hier die beeld van Israel, hier die beeld van die ou verbond, 1700 jaar wat dit al kom, en dan gaan ons nog terug 4000 jaar van Adam af, hierdie verhaal van 'n verhouding met Jahwe. Maar wat was die kenmerk van hierdie verhouding met Jahwe oor al die eeue gewees? Wat gebeur wanneer hulle uit die Egipte uitgelei word? Ons is besig met die stilte tye 'n bietjie in die week daarmee. Wat is dit? Oproer, murmurering, eiewilligheid, opstand teen Vader Jahwe. En hoor hier die woorde. Vir al ons jong mense, opstand, eiewilligheid, onafhanklikheid. Hierdie is alles woorde, daai afstand van Jahwe, daai weggaan van Jahwe, daai wegkruip van Jahwe se heiligheid. Nie afhanklik van hom nie, nie oorgee aan hom nie, nie buig voor hom nie. Ek is onafhanklik en sterk. En dit is die kenmerk van Israel vir 'n hele Ou Testamentiese geskiedenis wat sy klimaks bereik. En daarom kan Yeshua vir hulle sê, al die regverdige bloed van Abel af gaan nou op julle gewreek word. Weet julle wat interessant is? Wat verwag die volk wanneer hulle daar sê Hosanna vir die seun van Dawid? Die koninkryk van God. Hulle verwag Yeshua gaan regeer. Wat kry hulle? Wat sou 40 jaar later gebeur het? Totale vernietiging. Want eers die regverdige word deur Jahwe behou, maar die goddelose moet gewreek word. Die vraag vanmôre voor ons verder gaan, ween Jahwe oor jou lewe of verlustig hy hom in jou? Want die volk het daar gestaan en gedink, ons is wonderlik, Jahwe verlos ons. Ons het die tempel, ons het die aanbidding van Jahwe, ons het die verbonde, ons het alles. Min het hulle geweet, die Fariseërs, die Sadduseërs, die oudstes, die owerpriesters van die volk, hoe min het hulle geweet dat wanneer Yeshua na hulle kyk, dan ween hy oor hulle. Want hulle harte is nie by hom nie, hulle aanbid godsdiens. Hulle is besig met baie godsdiens, baie offers, baie tempels, baie vleeslike dinge, maar hulle harte is nie by Jahwe nie. En wanneer hulle roem daar, opgewonde oor hierdie koning, is dit die koning wat vir hulle sê, ek gaan julle vernietig. Dit is geweldig. Die valse sekerheid in 'n mens kan dien tot sy vernietiging. En daarom, geliefdes, mag ons nooit steun op die vlees nie. Mag ons nooit steun op wat ek voel nie en wat ek dink nie. Daar is een redder, een wat vir ons gesterf het en opgestaan het, een aan wie die totaliteit van my lewe behoort. En ons gaan later daarby aankom. Het gaan nie oor my kennis nie, het gaan nie oor my belangrikheid nie, het gaan nie oor hoeveel tekste ek kan quoteer nie. Het gaan oor my buiging en aanbidding en erkenning. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En buiten hom is daar niks. En ek is niks. Ek is niks in myself nie. Hy is alles. En as ek opstaan in die oggend, dan buig ek in die erkenning, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Buiten U is daar niks nie. En my hele bestaan en my lewe is gefokus binne daardie orde. Erken hom, glo in hom. Die hartseer woorde, as jy maar geweet het wat tot jou vrede is, Jerusalem, om die Messia te erken, te glo. Maar nou is dit vir jou oë bedek. Hoe hartseer was die gevolge wat nie voorgelê het nie.
Kom ons gaan verder. En ons blaai verder daardie week wanneer Yeshua, Lukas 23, terwille van dit wat ek nou genoem het, van die 14de af word van die 10de af word Yeshua afgesonder. Julle kan onthou wat daarop volg. Eers is dit die Fariseërs wat hom ondervra, dan is dit die Sadduseërs, dan antwoord hulle wanneer die Fariseërs nie uit die Sadduseërs se mond gestop, dan is dit weer, dis daai aanval op aanval op aanval, maar die lam word bevind vlekkeloos sonder sonde. Hy is volmaak regverdig en daarom die hartseer, omdat hy die volmaakte lam is, soos Jahwe dit beskik het, word hy aangekla valslik voor die volk, word hy ter dood veroordeel, word hy gevloek, geslaan, gespoeg, gehoon, gespot, en dan die moment wanneer hulle daar na Golgotha op pad is. Kan julle onthou, wie is dit wat oor hom ween? Dan is dit die vroue wat hom sien, en die vroue wat kyk na Yeshua, sy liggaam wat totaal vernietig is, om te dink 39 houe met 'n gesel wat moes oorgebly het van sy rug, was omtrent net vel en been en senings en bloedmassa, sy swakheid van sy vlees moet iets onsagliks gewees het, en hulle kyk na hom, nadat hulle net enkele dae vroeër, 4 dae vroeër gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, en 4 dae later gesê het, vervloek is hy, laat ons hom doodgaan, laat sy bloed op ons kom. Tog is daar hulle wat Jahwe vrees, en hulle kyk na Yeshua, daai vroue, hulle ween oor hom. Hulle harte breek wanneer hulle hom daar, daai strompelgang sien. Wat doen Yeshua wanneer hulle na hom kyk? Dan draai hy om, en hy sê, moenie oor my ween nie, ween oor julle self. Dit wat vir julle voorlê, moenie oor my ween nie. Kom ons lees daai gedeelte, hoofstuk 23, vers 26, Lukas 23 vers 26, en toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom, om agter Yeshua aan te dra, en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf, en hom beklaag het. Maar Yeshua het hom omgedraai, en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self, en oor julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, wat die moederskote wat nie gebaar het, en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die hemels bedek ons, want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë hout gebeur? Kan julle onthou, wie is die groen hout en wie is die droë hout? Die groen hout is Yeshua self. As hulle dit aan die groen hout doen, as hulle dit aan my doen wat onskuldig is, maar ek dra julle straf, hoeveel te meer sal die droë hout nie verteer word, julle ongehoorsame geslag. Geliefdes, wat treffend is, Yeshua se woorde in Matteus 23, Jerusalem, Jerusalem, en hy praat daar, nie net met Jerusalem nie, hy praat daar generies met die hele volk van die ou verbond wat ingesluit is in hulle hardkoppigheid en hulle eie willigheid, want die tempel, Jerusalem, is die beeld van die aanbidding van Jahwe. Dikwels Jerusalem wou ook jou kinders bymekaar maak, soos hy na haar kyk is, maar julle wou nie. Kan julle onthou, wat is die woord wat die meeste gebruik word, wanneer ons dan nou Matteus 23 lees? Wee julle, wee julle, wee julle, wee julle. Geliefdes, wanneer Yeshua na die ongehoorsaamheid van die volk kyk, na die eie willigheid van die volk kyk, die onafhanklikheid van die volk, die rebellie van die volk, die opstand van die volk, dan sê hy, dan ween hy oor hulle. Moenie oor my ween nie. Ween oor julle self, want die einde wat vir julle voorlê, is geweldig. Geliefdes, vanmôre vir ons, hoe kyk Jahwe na jou en my lewe? Is jou en my lewe in volle afhanklikheid en erkenning van Jahwe?
Of is ons lewe in onafhanklikheid, en selfsug, en eie gemak, en godsdienst is maar net iets wat ek bedryf, maar net om my gewete te sis? Of is my bestaan in alles gefokus, nie my wil nie, maar laat U wil geskied? Geliefdes, hoe geweldig moet dit wees, wanneer Yeshua jou moet aankyk, en oor jou lewe moet ween. Die geleentheid, die kanse wat jy gehad het, die stem wat tot jou gekom het, bekeer jou tot my, wat jou geroep het, wat jou getrek het jy met jou hand weggeslaan, in jou onafhanklikheid, en jou soek na jou eie genot, en jou eie vleeslikheid. Telkens wanneer die stem van die Heilige Gees in die woord tot ons roep en spreek, as ek vas met my eie vlees. Daar is 'n ander kant. Daar is 'n ander kant waarin Jahwe hom verlustig oor sy kinders. En geliefdes, dis waaroor ons in stilte stil word in dankbaarheid. Sefanja 3 vers 17 sê dit so mooi, hoor hierdie woorde: Jahwe verheug hom oor jou met blydskap. Die vraag vanmôre vir ons is, ween Jahwe wanneer hy na jou lewe kyk, of verheug hy hom in blydskap oor jou? Nou, bly nou by my, dis nou belangrik. Gaan dit oor die groot werke wat ons doen? Gaan dit oor die belangrikheid wat ons het? Gaan dit oor hierdie een uitstaande kenmerk van afhanklikheid van Jahwe? Geliefdes, as daar een ding is wat Jahwe deur al die geskiedenis van Israel wou hê, is dit nie tempels nie, is dit nie koninkryke nie, is dit nie offers nie, want dit alles behoort aan hom. Ek en jy kan vir Jahwe niks gee nie, behalwe die erkenning, hy is God en ek is afhanklik van hom. Ek kan nie hom goeie dade gee nie, ek kan niks vir hom gee om hom te verhef of groter te maak of niks nie. Ek kan net erken wie hy is. Dis wat ek kan doen. Jahwe, U is God en ek is volkome van U afhanklik. Ek is niks nie, U is die Almagtige. Geliefdes, die Bybel sê vir ons, ek wil vir die jongeres vra, daar is blydskap in die hemele oor, nou wil ek nie sê een ding nie, want dit klink is net daai ding, maar oor 'n voorbeeld, een sondaar. Een sondaar wat tot bekering kom en erken, Jahwe, U is God, juig die hemele. Jahwe verlustig hom daarin, want is vir hom 'n vreugde sy kinders, wanneer hulle ontdek wie hy is, wanneer hulle hom erken vir wie hy is, want geliefdes, wat is die belangrikheid? Dis goed vir hulle. Dit gaan nie oor, ons kan niks toevoeg aan Jahwe se heerlikheid nie, maar wanneer ek en jy besef wie Jahwe is, dan is ons in sy beskerming, in sy genade, in sy redding, in sy goedheid, tot in alle ewigheid, en hy verlustig hom in jou en my. Voor ek verder gaan, wil ek vra, as Jahwe nou na jou lewe kyk, wat sien hy? Afhanklikheid? En hoor mooi, Jahwe soek nie prestasie nie. Jahwe soek afhanklikheid. Ek wil dit herhaal, want ons dink baie en ons word groot in 'n wêreld van prestasie en gedrewendheid, en ons moet dit doen, en ons moet dit doen, en ons moet dit doen, soos Israel van ouds, ons moet al hierdie dinge vir Jahwe doen, ons offer, en ons is by die tempel, en ons doen al hierdie dinge vir Jahwe, en Jahwe sê, ek nie behaar aan, want julle harte is ver van my af. Die een ding wat Jahwe soek is afhanklikheid. Dis dit. My vraag vanmôre aan ons, van daar agteraf, Pieter, daar by julle, is jy volkome afhanklik van Jahwe? Elke tree, elke asem, elke woord, elke hartklop, ek is afhanklik van Jahwe. Glo jy dit? Leef jy dit? Getuig jy dit? Is my en jou getuienis in ons lewens, Jahwe, U is in beheer? Hoor mooi, wanneer ons toelaat, wanneer dinge skeefloop, en ons toelaat dat woede en depressie en negativiteit, en ek sê nie, gelowiges mag nie daarmee stry nie, dis 'n werklikheid. Gaan ons soms wil kwaad word? Ja, mag ons toegee daaraan? Is dit daai idee waar daar so sagter nee is? Nee, ek mag nie toegee daaraan nie, maar ek gaan getoets word, gaan ek soms mismoedig word.
Gaan ek soms wonder, hierdie ding is nou 'n bietjie berg voor. Ja, ek gaan so voel. Maar ek mag nie oorgee daarin nie. Want wat doen ek? Ek gaan elkeen in my afhanklikheid na Jahwe toe. Maar as ek dink ek moet dit oorwin, dan gaan ek verval in negativiteit, ek gaan verval in woede, want ek moet dit doen. En dit hang nie van jou en my af nie. Dis daai oorgawe aan Jahwe. Jahwe, hierdie ding lê voor my, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, maar dankie dat U dit help my om vrug te dra in dit. Jahwe, hierdie berg, ek het nie 'n antwoord nie, help my om in dit, ek gee dit vir U, ek gaan doen wat ek kan doen, ek gaan my beste doen na my vermoë, maar help my om vrug te dra in dit. En hy hanteer dit. Kan julle onthou wanneer hulle daarvoor die mooiste voorbeeld is, James, kan jy onthou wanneer Israel daar deur die Filistyne, amper sê ek die Filistyne, die Egiptenare, eintlik moes ek die Filistyne gehou het en gekyk het of wie saam met my. Wanneer die Egiptenare vaskeer teen die Skelfsee, gaan julle onthou wat sê Moses? Kyk hoe Jahwe julle moet net stil wees. Julle moet kyk hoe Jahwe hulle vandag vir julle verslaan. En dit gebeur. Ons dink, wie van julle dink jy het jou probleme opgelos in jou lewe? Ons het daai valse persepsie, Jesus, ek los probleme op in my lewe. Ek wil vir jou, al wat jy moet doen, is Jahwe help my om U wil te doen. As ek Jahwe se wil doen, los die probleem self op. Jahwe handel dit na sy welbehae. My enigste bekommer, Jahwe help my om U wil te doen. Dis my werk. Hy doen die res. En daarom is daai belangrikheid is Jesaja 1 vers 2 wanneer hy so sê, dis 'n hartseer aanklag teen Israel. Ek het kinders groot gemaak, maar toe hulle groot word, toe rebelleer hulle teen my. Ek het hulle opgetel, ek het hulle daar, dink aan Esegiel 16, uit hulle bloed uit opgetel, ek het hulle gewas, ek het hulle groot gemaak, alles, en skielik op 'n stadium, dink hierdie kind, hy kan vir homself opgaan. Vir al die tyd was hy afhanklik, nou dink hy is onafhanklik. En dis baie keer in ons lewens ook. En partykeer gaan dit gepaard met partykeer, ek sê nou geestelike groei, maar wanneer jy geestelik familiêr raak, gemaklik raak. Toe ek 'n kind was, toe ek jonk was in die gees, het ek gedink ek het Jahwe nodig, en ek buig voor hom, maar nou is ek sterk. Nou het ek hom nie meer nodig nie. Nou kan ek die Bybel een kant toe skuif, ek kan ons nou genoeg tekste resiteer, ek is nou so 'n bietjie gemakliker, ek sondig nie meer soos toe ek jonk was nie, ek raak nou ouer en gemaklik, en is ek en jy volkome van Jahwe afhanklik. Dis ons bestaan. Deuteronomium 1 vers 31 en 32, oom Hannes sê iets so treffend. Ek het julle al so lank al gedra, maar julle glo dit nie. Ek is al so lank met julle besig, maar jy bely dit nie. Oom Chris, daai kosbare genade maak nie saak hoe oud ons is nie. En juis as ek dan terugkyk na my lewe, van Jahwe se getrouheid van my geboorte af, tot op 'n ryke ouderdom, dan kan ek net sê, Jahwe, niks vir myself nie, alles in U Vaderhande. Vanmôre se boodskap, geliefdes, die klimaks kom op een ding neer. Die twee vrae, ween Jahwe oor jou, of verheug hy hom in jou? En waar lê die keper op een ding? Is jy onafhanklik of volkome afhanklik van Jahwe? Dis die antwoord. Jahwe verheug hom in elkeen van ons wat afhanklik van hom staan. Maar hy ween oor hulle wat in opstand, in die verwerping van geloof, onafhanklik wil lewe. Jesaja 42 vers 1, my knegg in wie ek 'n welbehae het. Wie is daai knegg in wie Yeshua in Jahwe 'n welbehae het? Yeshua self. Hoekom? Want Yeshua sê ek doen niks. Ek sê niks as ek dit nie van my Vader ontvang nie. Daai absolute eenheid. Geliefdes, ek het dit nou nog gesê, maar ek wil dit beklemtoon. Kom ek vra eers dit. Sorg Jahwe vir ons in alles. Is hy vir ons ontsaglik goed? Dis ons belydenis. Dis ons lewe. Dis ons getuienis. Jahwe
wag nie op U en my vir prestasie nie. Hy wag vir afhanklikheid. Hy wag nie dat jy hierdie koninkryk moet bou, dan is jy goed genoeg nie. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vanmôre vir ons as gemeente, wanneer ons hierdie woorde hoor, maak nie saak wat daar is nie, maak nie saak wat ek aanpak, as ek huis toe ry vanmiddag, as ek maandag begin met my werk, as ek uitdagings het voor die einde van die jaar, ek het skedules en al hierdie goeders moet gebeur voor die einde van die jaar, alles wat voor lê, dan is die eerste stap, ek wil 'n verlustiging vir Jahwe wees. Jahwe, ek erken U is God. Ek kom buig vir U, dankie dat U werk, dankie dat U optree, dankie dat U handel, dankie dat U my wysheid gee, dankie dat U my vashou en bewaar en help om vrug te dra, dankie dat ek in my hele wese kan kom buig voor U en sê, ek is afhanklik van U. Daarin lê die welbehae van Jahwe. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Spreek woordelik, ween Jahwe oor jou en my lewe, as ons wegkruip in onafhanklikheid, as ons weghardloop in onsself, maar hy juig oor ons wanneer ons in stilte in hom kom rus. Met die wete, U doen, U werk, U handel. Geliefdes, Jahwe se verlustiging is in jou en my besef. Ons is niks, hy is alles. Wat is die een uitstaande kenmerk wat ons, ek wil amper sê, hoe baie, dis 'n strikvraag, hoe baie is daar bekend oor die ewige lewe, wat ons daar gaan doen en hoe ons gaan optree, hoe baie, is nou 'n goeie tyd om te vra. Kyk maar, jy mag nou net voor jou kyk. Jy mag nie links of regs kyk nie. Wie van julle sê daar's baie daarvan bekend? Steek gou hand op. Wie van julle sê daar's baie min bekend? Steek hand op. Lees julle nie die Bybel nie? Nee, daar's amper niks vir ons gesê in die Bybel daaroor nie. Ons wag met verreikhalsende verwagting op die openbaarmaak waar Jahwe vir ons gaan sê wat gaan gebeur. Maar weet julle wat is die een ding wat ons weet wat daar gaan wees? Die absolute seker, Jahwe gaan alles in almal wees. Hy sê dit vir ons in 1 Korinte 15. Blaai gou saam so in 1 Korinte 15. Kom ons lees al vanaf vers 24. En al ken ons dit goed, net as 'n kosbare anker, daarna kom die einde, wanneer die koninkryk van God, die Vader, oorgegee, kom ek lees dit net reg, dat almal gou mooi volg, daarna kom die einde, wanneer hy, dis die Seun, die koninkryk van God, die Vader oorgee, as hy die Seun alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy sal as koning heers, dis Yeshua, totdat hy, Jahwe, al sy vyande onder die Seun se voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy, die Vader, het alles aan die Seun se voete onderwerp, maar wanneer hy, die Vader, sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy, die Vader, uitgesonder is, wat alles aan hom, die Seun, onderwerp het. En wanneer alles aan hom, Yeshua, onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een, die Vader, wat alles aan hom, die Seun, onderwerp het, sodat God die Vader alles in almal kan wees. Geliefdes, dis wat ons weet. Het jy al gedink, hoe wonderlik moet dit wees, as ek en jy weglaatbaar klein word in Jahwe?
Dis die kosbaarste oomblik. Wanneer ek en jy verdwyn in die grootheid van Jahwe. Ek wil daarmee vanmôre afsluit. En ek wil vir elkeen van ons vra, oom Gert Aje, hoe kyk Jahwe na ons lewens? Oom Willem, wat sien hy wanneer hy na ons kyk? Sien hy onafhanklikheid of sien hy tree vir tree afhanklikheid? En onthou wat ons dan sê, geen omstandighede, geen gebeurtenis in my lewe is buite Jahwe se beheer nie. Die oomblik wanneer ek in ongeloof sê, maar ek is in beheer en nie Jahwe nie, dan gaan ek met my vlees optree, dan gaan ek beklei, dan gaan dit sonde baar, dan gaan ek deur my vlees wil handel. Maar wanneer ek erken, hy is in beheer, het ek een verantwoordelikheid om wat te doen, om vrug te dra in dit. Nou kom die strikvraag, is ons altyd suksesvol daarin? Nee, daar is 'n bietjie ruimte vir verbetering. By almal van ons. Maar weet julle wat? En dis wat die week wat voor lê, dis wat ons, vanmôre wil ek elkeen van ons daartoe oproep, Jahwe, help my. Dis die een antwoord. Weet julle wat's wonderlik? Dat, wanneer ek struikel, dis nie ons sondeloosheid wat so belangrik is nie, dis daai teruggaan na Jahwe, Jahwe, wees my genadig, help my, ek het gestruikel. Dis die genade, want as dit gegaan het oor jou en my swakheid, en ons mag nie sondig nie, ons mag nie struikel, julle was ons lankal verlore. Maar dit gaan oor, ek kan teruggaan en sê, Jahwe, help my, dankie vir u verlossing, dankie vir u genade, dis waarin ons verlig, selfs ons vergisnis, ons beskikking, ons toekoms, ons alles, is net in sy hande. Staan gou vir 'n oombliekie stil, Willie, wat kan jy doen om 'n sonde weg te vat uit jou lewe uit? Wat kan jy iets doen om 'n sonde weg te vat? Nie 'n dooie duit nie. Ek is afhanklik van hom. Wat kan ek en jy doen om die ewig, Harry, wat kan ek en oom doen om ewige lewe te beerwe? Wat kan ons toevoeg daarin? Nie 'n dooie duit nie. Ek is afhanklik van hom. Vanmôre se boodskap se slot. Jahwe verlustig hom in sy kinders, wat in afhanklikheid aan hom erken wie hy is. Mag dit elkeen van ons in ons lewens, ook ons as gemeente se getuienis wees, ook met die oog wat ons nou nader gaan aan 16 Desember, die getuienis van Jahwe se verlossing, dis ons getuienis. Ons hef ons harte en ons hande op na Jahwe en sê dankie vir u genade en u liefde en u redding. Kom ons staan dan bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons in volkome afhanklikheid vanmôre mag bid en vra vir wysheid. Dat ons daardie wysheid sal hê om te besef dat U in volkome beheer is en dat elke omstandigheid, elke gebeurtenis, alles in my lewe, ek afhanklik is van U. Soms is dit, Vader Jahwe, dat U ons help om stil te bly. Soms is dit dat U ons help om werklik te spreek in vreesloosheid U woorde. Om soms vas te staan in geloof sonder om te huiwer en op ander kere om soms geduldig en genadig te wees oor mekaar. Maar Vader Jahwe, vanmôre wil ons kom in afhanklikheid en vra, in onsself is ons niks nie en ons wil elke tree, elke oomblik, elke gedagte wil ons in afhanklikheid aan U gee en vra Vader Jahwe, dankie dat ons kan bely. Dat ons as volk, dat ons as gemeente, dat elkeen van ons as individu in totaliteit van U afhanklik is. En wil U ons help dat ons woorde, ons gedagtes en ons optrede dit waarlik sal getuig tot verlustiging en tot blydskap, tot verheerliking van U wonderbare naam.
Dankie dat ons dit mag bid en vra in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl jy net so staan, terwille van die wat ingeskakel is, ons is om die draai, dis 3 weke, dan is November verby, en dan is dit Desember. Die gelofte kamp is daar by Eden, van die Saterdag af, die Saterdag aand begin ons met Eden se kamp, tot en met Dinsdag aand daar by Eden, nee ek jok, Maandag aand, dankie oom Hendrik, Maandag aand by Eden, en dan Dinsdagoggend is die gelofte diens hier op die terrein, hier by die ek wil nou sê die saal, maar hy het nog die kante nie, die afdak, een van die saal, maar die gelofte diens word dan daar gehou, so ons begin 10 uur asseblief, so die van ons wat vroeër, as ons so 10 voor kan wees, en kom rustig stil word, in die aanbidding ook aan Jahwe. Dit dan vir die 16de, ons gaan dit weer afkondig, maar ek wil dit vroegtydig laat weet. Maar kom ons staan dan nou, ek gaan so lank die seën uitspreek, en dan kan ons afsluit met ons laaste lied. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.